Goeiedag liewe luisteraars, ek groet u weer eens vanmôre in die kosbare naam van ons Here Jesus. Ons gaan juis vanmôre praat oor hierdie naam bo alle name, die naam van ons wonderlike Here Jesus. En ek het in die vorige boodskap, terwyl ek die boodskap afgelewer het, absoluut die oortuiging gekry dat ek moet praat oor hierdie naam wat so belangrik is, die naam bo alle name. Die grootste naam, die mooiste naam, die soetste naam, die naam met die meeste gesag van alle name, die bekendste naam. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor die naam van ons wonderlike Here Jesus. En vriende, ek wil vir u sê, dit het my so geseën en my so gestig om hierdie boodskap voor te berei. En daarom is ek opgewonde om ook vanmôre hierdie boodskap met u te deel, en ek wil vertrou dat dit vir u net soveel tot seën sal wees, en dat u regtig waar opnuut sal ontdek hoe belangrik is die naam van Jesus, en dat Jesus se naam die naam bo alle name is. Mag u seën ontvang, mag u dit ook vir ander stuur en met ander deel, dat hulle ook geseën kan word deur die naam van ons wonderlike Here Jesus. Ek lees vir u in Handelinge 4 vanaf vers 1 tot 13. 'n baie kosbare gedeelte. Ek en my vrou is besig in die boek Handelinge, en hierdie gedeelte het toe al reeds my aandag geweldig getrek, en die Here het reeds deur hierdie skriflesing tot my hart gespreek, en ek hoop en vertrou dat die Here ook vanmôre nie net deur die skriflesing nie, maar ook deur die woord tot die hart sal spreek. Ons lees Handelinge 4 vanaf vers 1 tot 13, en u kan net volg. Daar staan geskryf, Lukas skryf natuurlik die Handelinge brief. Daar staan geskryf, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het, het geglo, en die getal van die manne het omtrent 5000 geword, mense wat werklik deur Jesus se evangelie geglo het. Vers 5 sê, die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar. Ook Annas, die hoëpriester, en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Dis nou, ons gaan daaroor praat, die verlamde man wat Petrus aangeraak het en opgerig het in die naam van Jesus. Vers 8 sê, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is. Dis nou Jesus wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hy die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan, toe hulle dit sien, die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Nou ja, kom ons lees net tot sover saam en ons bid net eers saam. Ons wonderlike en aanbiddelike, kosbare
Here Jesus. Dankie dat ons vanmôre aan U lof kan bring. Dankie dat ons vanmôre kan praat oor hierdie groot en belangrike naam. Die naam wat die meeste gesag dra. Die naam bo alle name. Die soetste naam, die skoonste naam, die mooiste naam. Die naam wat ons moet ken en wat ons oor ons lippe moet gebruik en moet uitspreek. Ons wil vanmôre kom sê, Here Jesus, daar's niemand soos U nie. U is die liefling van ons harte en ons kan nie sonder U lewe nie. Dankie vir dit wat U in elkeen van ons wat dit verstaan se lewens gedoen het en ons eer U daarvoor. Ons wil bid dat U ook deur hierdie woord tot ons harte sal spreek en dat U onsself sal leer uit U woord deur U Gees en dat hy ons harte sal aanraak in Jesus se naam bid ons dit met danksegging. Amen. Vriende, ek hou net weer enkele verse uit ons geleesde gedeelte aan u voor, en dit naamlik Handelinge 4 vers 9 tot 12. Ons praat oor hierdie baie belangrike naam. Handelinge 4 vanaf vers 9 tot 12. Daar skryf Lukas, hy sê, dis die woorde van Petrus natuurlik. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Nou verwys hy na Jesus, hy sê, hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En dan natuurlik 'n baie belangrike vers 12 wat sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daar is geen naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Ek praat vanmôre met u oor hierdie baie belangrike tema, naamlik die naam bo alle name. Dis natuurlik die naam van Jesus. Nou vriende, daar was manne in die geskiedenis van feitelik elke volk op aarde wat 'n volksleier en legende geword het, omdat hulle 'n baie belangrike rol gespeel het op hulle tyd. As ons nou dink aan manne in die tyd wat ons nou beleef, wat 'n groot en 'n belangrike naam het, en 'n belangrike rol sekerlik gespeel het, dan is dit nou manne soos Ayatollah Khomeini of Donald Trump, waaroor die hele wêreld praat, en baie ander natuurlik in die verlede. 'n Leier en 'n held, wie se naam altyd in die volksmond sal wees, omdat hy 'n belangrike of 'n groot rol in sy volk se geskiedenis gespeel het. Maar daar is en was nog nooit iemand wie oor meer as 2000 jaar so 'n bekende en belangrike naam soos die naam van Jesus Christus gehad het nie. Die naam van Jesus Christus is die naam bo alle name, soos ons vanmôre gelees het in Handelinge 4 vers 12, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geen ander naam nie. Oor hom lees ons nie net in die Bybel nie, ons lees baie van Jesus die voorspellings in die Ou Testament van Jesus se koms, maar in die Nuwe Testament lees ons baie van die Here Jesus, maar oor hom as persoon is ook die meeste boeke ooit geskryf, want daar was nog nooit iemand soos Jesus nie. Daar is al baie mense met hom vergelyk, maar niemand kon nog ooit soos Jesus wees nie. Ons kan mense vergelyk met Jesus.
veral uit die Bybelse figure, maar niemand was nog soos Jesus nie. Feitelik elke mens, of die meeste mense op aarde, het al van sy naam, die naam van Jesus Christus, die Nasarener, gehoor, want dis ongetwyfeld die naam bo aan alle name, dis die naam wat die meeste gebruik word van alle name. Wanneer ons na die naam van Jesus verwys, dan besef ons dat Jesus baie name en titels het, wat sy karakter en sy goddelikheid en sy rol as verlosser vir ons beskryf. Die belangrikste name sluit in Jesus, wat natuurlik verlosser beteken. Christus, wat Messias en gesalfde beteken. So, wanneer ons praat van Christus, dan verwys ons na ons Messias, wat Messias en gesalfde beteken. En die een wat gekom het om te red natuurlik. Immanuel, wat God met ons beteken. Ons het al baie daarna verwys, sy naam is Immanuel, God met ons hier op aarde. Ons lees daarvan in Jesaja 7 vers 14, waar daar voorspel word, daar sal 'n seun gebore word en sy naam sal Immanuel wees, en ook in Matteus 1 vers 23 is dit vervul. 'n ander Bybelse name is natuurlik Here. Ons praat baie keer van Here, dan verwys ons ook na Jesus, wat dui op sy heerskappy en sy goddelikheid. So wanneer ons praat van Here, dan is dit ook nie verkeerd as ons praat van Here nie, want ons verwys eintlik na Jesus se heerskappy en goddelikheid. Daar word gepraat van die seun van God, wat gestuurde beteken. Seun van die mens, wat beteken dat hy vir ons as mense gekom het na hierdie aarde toe. Lam van God, wat verwys na sy offer van vergifnis vir die sondes van ons as mense. Daarvan lees ons in Johannes 1 vers 29. Hy word ook genoem die Alfa en die Omega, wat die begin en die einde beteken volgens Openbaring 12 vers 13. Hy word ook genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dis titels uit Jesaja 9 vers 5. Jesus is die brood van die lewe en die lig van die wêreld. Natuurlik beskryf dit sy geestelike versadiging wat hy ons bied en die leiding wat hy aan ons gee. In Johannes 6 vers 35 staan daar geskryf, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Hy is ook die fontein van die lewende water. En natuurlik Johannes 8 vers 12 wat sê, en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my glo, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Sal in die lig van Jesus wandel wat hy vir ons gee. Hy word ook genoem koning van die konings en Here van die Here, of koning van die heersers, kan ons sê, die aardse heersers. Hy is koning bo almal. Dit dui op sy oppergesag volgens Openbaring 19 vers 16. Hy word ook genoem die goeie herder, en dit dui op hom wat sy lewe vir sy skape afgelê het. Sy lewe vir sy skape gegee het, vir jou en vir my wat hom volg, het die herder sy lewe afgelê. Nou vriende, in die lig hiervan weet ons, daar is geen naam soos die naam van Jesus nie. Dis ongetwyfeld die naam bo alle ander name wat daar bestaan. Dis die belangrikste naam, dis die grootste naam, dis die mooiste naam. Maar kom ons kyk na 'n paar belangrike voorbeelde wat hierdie naam van Jesus so besonders maak. En daarom is dit belangrik dat ons moet kyk, waarom is hierdie naam so groot? Waarom is dit die naam bo al die ander name? Eerstens is dit die naam waardeur almal gered word, soos ons nou gelees het vanmôre in hierdie gedeelte. Nou redding
of saligheid kan net in die naam van Jesus ontvang word. Die Here Jesus het dit self verklaar tydens sy aardse bediening. Hy het gesê, hy alleen is die weg en die waarheid. Hy alleen kan ons red. In Matteus 18 vers 11 staan daar geskryf, want die Seun van die mens het gekom na hierdie aarde toe om te red wat verlore is. Dit was sy doel, om na hierdie aarde te kom om sondaars te red, soos Paulus sê van wie ek die vernaamste is. Ek kan ook sê van wie ek die vernaamste was. Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom, en hy skryf dit so bietjie duideliker hier in Lukas, hy sê hy het gekom om te soek en te red wat verlore was. Hy het gekom om ons te red uit ons sonde, hy het gekom om ons te verlos van ons sonde. In Lukas 9 vers 56 staan daar geskryf, want die Seun, en dis Jesus se woorde, want die Seun van die mens het nie gekom om die mense se lewe te verderf nie, maar te red. Jesus het gekom nie om ons hel toe te stuur en ons te straf nie, maar om ons te red. En vanoggend het ons gelees van die jong verlamde man, wat van sy geboorte af nie kon loop nie, maar buite die tempel gesit het om te bedel. Hy was gewoon daaraan, uit by die tempel, mense het hom daar gaan neersit, hulle het hom gedra tot daar gaan neersit, en daar het hy heel dag gesit en bedel, by die mense wat daarheen gekom het om te aanbid. Ek lees vir julle Handelinge 3 vers 6 tot 8, daar staan, maar Petrus sê vir hom, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. Wat ek het, dit is so kosbaar, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Vriende, hier moet jy verstaan, hierdie man het genesing ontvang, maar hy het ook Jesus Christus, die naam bo alle name, het hy leer ken, en ook daardeur het hy sy saligheid ontvang, want hy het sekerlik gehoor dat hulle Jesus verkondig, en nou ontvang hy genesing in die naam van Jesus Christus, en ook redding. Direk daarna is hulle dan gekonfronteer deur die Joodse owerhede oor die genesing van hierdie verlamde man, omdat hulle kwaad was dat Petrus en Johannes in die naam van Jesus Christus gepreek het, dat hulle sy opstanding verkondig het, dat hulle redding gepreek het in Jesus Christus, en dat hulle ook siekes gesond gemaak het in die naam van Jesus Christus. En die Joodse owerhede was kwaad daaroor. Ek lees net weer vir u dit wat ons vanmôre ook gelees het, Handelinge 4 vanaf vers 9 tot 12, waar daar geskryf staan, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het. En nou sê Petrus dit baie duidelik, hy sê, laat dit bekend wees aan julle almal, hy praat met die Joodse owerhede, aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, deur hom, deur Jesus, deur hom, hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, deur die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, 'n hoeksteen in ons geestelike fondasie en in die geestelike geloof. Vers 12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Elkeen van ons moet besef, as ons saligheid wil ontvang, as ons gered wil word, as ons sekerheid van saligheid wil hê, moet ons weet, net Jesus kan ons red. Net Jesus kan ons vergewe en vryspreek van ons sondes. Net hy kan ons red uit ons sondige lewe waarin ons vasgevang is. En Jesus kan sondaars, net Jesus kan sondaars red, vriende. Elkeen
wat verlore is. Hy red ons. Hy spreek ons vry van ons sonde. Ons hoef niks te doen nie. Is nie die dade wat ons verrig nie, is nie die kerk waartoe ons gaan wat ons red nie. Dis nie enige ander ding wat ons wil gebruik as deel van saligheid nie. Net Jesus red. Daarom sê Petrus, in die naam van Jesus Christus word ons gered van ons sondes. Die woord sê uitdruklik in Handelinge 4 vers 12, en ek lees dit weer, die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Jesus alleen red sondaars. Ek sê dit altyd vir mense, vriende, die doop is belangrik vir baie mense, maar die doop kan ons nie red nie. Niks kan ons red nie, net Jesus red ons. Geen kerk, geen kerklidmaatskap, nie goeie werke nie, niks kan ons red nie. Net Jesus Christus red ons. Maar die naam van Jesus is ook die naam waardeur ons tot God bid. Ons kan glad nie met die Vader in gesprek tree as ons nie deur Jesus bid nie. Daarom moet ons Jesus herken. Daarom moet ons sy naam aanspreek in ons gebed. Ons kan deur geen ander naam as net die naam van Jesus tot God die Almagtige Vader bid nie. Ons kan nie tot sy genade troon nader sonder as die naam van Jesus Christus nie. Nie in die naam van Moeder Maria nie, of in geen ander naam nie, want daar is geen ander middelaar behalwe Jesus Christus nie. Inteendeel, geen ander godsdiens of geen ander geloof het 'n middelaar behalwe die Christelike geloof nie. En ons middelaar is Jesus Christus, die Seun van God, die gestuurde. En daarom hoor ons baie hoe mense in nood, wanneer hulle in nood is en wanneer hulle krisis ervaar, die naam van Jesus aanroep. Ek het dit al hoeveel keer gehoor, waar mense die naam van Jesus aanroep, wanneer hulle die dood in die oë staar, wanneer hulle 'n geweldige krisis het, dan roep hulle die naam van Jesus Christus aan, want dit is net Jesus se naam wat red. En Jesus alleen, vriende, ons kan alleen deur Jesus tot die Vader nader. En dis presies wat Jesus ons geleer het tydens sy aardse bediening, toe hy gesê het, daar staan geskryf, Jesus antwoord hom, en nou praat hy met Thomas, die ongelowige Thomas. Hy sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So Jesus sê uitdruklik, julle kan nie tot die Vader nader, of met die Vader in kontak kom, behalwe deur my nie. Jesus is die deur waardeur ons moet gaan, hy is die weg waardeur ons moet gaan. Jesus alleen is die weg na die Vader, sodat ons met die Vader kan kommunikeer volgens Johannes 14 vers 6. Die woord, of die skrif, bevestig dit oor en oor. Ek lees ook vir Johannes 16 vers 23 wat sê, in daardie dag sal julle my niks vra nie, is Jesus se woorde, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra, in my naam sal hy julle gee. Ons kan nie op 'n ander manier na die troon van God, tot die troon van God nader, behalwe in die naam van Jesus Christus nie. Ons bid in die naam van Jesus, en ons praat met die Vader in die naam van Jesus. Johannes 16 vers 26, daar het Jesus ook gesê, in daardie dag sal julle in my naam bid. Ons bid in elk geval in die naam van Jesus. Ons weet, dis die enigste naam waardeur ons met God kontak kan maak. Jesus is ons enigste voorspraak, en hy is ons enigste middelaar tussen ons as mense en God die Vader. In 1 Johannes 2 vers 1 skryf Johannes, die evangelieskrywer, hy skryf hier, hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Jy sien, die Rooms-Katolieke het hierdie ding uitgebuit. Hulle sê, die moeder is daardie sagte figuur tussen die pa en die kind. En so is Maria ook
ons tussenganger tussen ons en die Vader. Vriende, dis nie waar nie. Dis 'n leuen. Die woord sê Jesus is ons middelaar. Hy is ons voorspraak tussen ons en die Vader. Jesus Christus die regverdige. Daar is net een naam waardeur ons tot God kan bid, en dis die naam van Jesus Christus. Ek het 'n oom op my groep gehad, ek dink nie hy leef meer nie, maar hy het altyd vir my gesê, Dominee, daar's een ding wat ek so waardeer van jou, jy sluit altyd jou gebed af in die naam van Jesus Christus, want daardeur verklaar ek, Jesus Christus is die weg waardeur ek bid tot die Vader. Maar dis ook die naam waardeur ons almal volkome genesing kan ontvang. En dit moet ons baie mooi verstaan, vriende. Kom, ons lees die verhaal van die verlamde jong man. En nou wil ek die hele verhaal 'n bietjie lees, sodat daar so 'n bietjie meer duidelikheid hieroor kan wees. In Handelinge 3 vers 1 tot 10 lees ons hierdie verhaal. Daar staan geskryf, en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed. Die 9de uur is 12 uur daardie dag gewees, of dalk later. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. So hy het by almal gebeur wat daar aangegaan het. En natuurlik was hulle skuldig gevoel en het hulle vir hom geld gee. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy op almoes gevra. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar hy het nie geweet wat gaan hulle vir hom gee nie. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop, en toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Vriende, hy het die grootste geskenk van sy lewe gekry. Baie groter geskenk as wat die grootste bedrag geld in sy hand vir hom kon gee. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. Die hele volk het dit gesien. Wat 'n getuienis. Hy is genees van verlamming in die naam van Jesus Christus. En hulle het hom herken dat dit hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Nou vriende, dan lees ons natuurlik in Handelinge 5, hoe hierdie owerstes van die Jode by mekaar gekom het, en hoe dat hulle vir Petrus en Johannes ondervra het oor wat hulle hier gedoen het, en waar hulle te nou getuig het en gesê het, maar dis alles gebeur in die naam van ons Here Jesus. Ek lees vir die daarvan vers 8 af. Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees. Dis die kosbare les wat ons leer. Daarom kon hulle hierdie man aan die hand gryp en hy word genees. Petrus was vervul met die Heilige Gees. Owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad in 'n siek man, deurdat hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, deur hom, hierdie man, gesond voor julle staan. Hy staan gesond voor julle. Jesus het hom genees. Jesus het hom aangeraak. Ek het net die aanvoerwerk gedoen deur hom in die hand te gryp en in Jesus se naam vir hom te pleit vir genesing. Maar vriende, in Matteus 10 vers 8 vind ons Jesus se opdrag aan sy disippels. Daar staan, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Ek het onlangs in 'n kort oordenkingsboodskap daaroor gepraat.
In Markus 6 vers 13 vind ons die voorbeeld hoe dit gedoen moet word. En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Eers, soos die opdrag in die woord is, met olie gesalf, en toe in Jesus se naam vir hulle genesing gebid, en toe is hulle gesond geword. Baie kosbare voorbeeld wat ons vind. Ons vind natuurlik 'n baie kosbare opdrag, hoe daar gebid moet word, vir mense wat siek is. In Jakobus 5 vers 14 en 15, is 'n voorbeeld wat vir ons opgeteken is in die skrif, en daar staan geskryf, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here, dan word in die naam van Jesus met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here, Jesus, sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Dit is vir my so 'n kosbare gedagte. Weet jy wat, ek dink nou aan hoeveel verhale in die Nuwe Testament, van mense wat gesond geword het, en almal van hulle het werklik die Here geloof en geprys. En jy kan nie die Here loof en prys as daar sonde in jou lewe is nie. Jy moet daarvan verlos word. Jy moet vrygespreek word. Nou ongelukkig word hierdie gebruik nie meer toegepas in die tyd waarin ons leef nie. Dat manne van God die sieke salf in die naam van Jesus oor hom bid of oor haar bid, sodat sy of hy gesond kan word. En ek het by myself gewonder, hoekom gebeur dit? En dit is 'n aanklag teen almal van ons as kinders van die Here. Want ek dink nie ons leef meer so heilig in die tyd wat ons leef, soos wat die manne in die Ou Testament en in die Nuwe Testament geleef het nie. Soos 'n Petrus en 'n Johannes geleef het, dat hulle met soveel geloof en vrymoedigheid daardie man aan die hand kon vat en sê, in die naam van Jesus Christus staan op en loop. En ons moet die geloof hê, en ons moet ook heilig wees. Maar nog 'n kosbare les is dit, en dit is dat dit die naam is waaronder die bose geeste hulle onderwerp. Baie interessante gedagte. Die naam van Jesus is die naam bo alle name, en dis die naam waaronder die duiwels hulle ook onderwerp het. Eers lees ons dat Jesus sy disippels uitgestuur het met 'n opdrag, en ons lees daarvan in Lukas 9 vers 1 en 2, en daar staan geskryf, en hy het sy 12 disippels saamgeroep, en aan hulle mag en gesag gegee, oor al die duiwels en om siekes te genees. Ek sou graag wil hoor, wat het Jesus vir hulle gesê? Dalk het hy gesê, doen dit in my naam. En dan staan daar vers 2, en hy het hulle gestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. So dit was hulle opdrag, julle moet siekes gesond maak, julle moet melaatses genees, gaan bid vir almal, dryf duiwels uit. En dan lees ons verder, staan daar geskryf, dis nou hulle terugvoer aan die Here Jesus, na hulle teruggekom het in Lukas 10 vers 17. En die 70, dis nou toe die 70 disippels uitgestuur was, staan daar in die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, dis nou vir Jesus wat hulle so aanspreek, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Hoor jy nou mooi wat staan hier geskryf, in U naam. So wat het hulle gedoen? Hulle duiwels uitgedryf in Jesus se naam. En wat het hulle gedoen? Hulle het vir siekes gebid om gesond te word in Jesus se naam. Hulle het melaatses genees in Jesus se naam. En daarom sê hulle, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Ons moet ook besef, vriende, dat daar bonatuurlike, dit wil sê goddelike gesag in die naam van Jesus Christus die Nasareëner is. Ons pas dit net nie altyd toe in die tyd wat ons leef nie, want ons is nie so geleer nie, ons pas nie meer hierdie gebruike toe nie, terwyl dit deel van ons geestelike oorlogvoering behoort te wees, om alles te doen in die naam van Jesus Christus, want dis die naam bo alle name, dis die naam met die hoogste gesag, dis die grootste naam.
Dis die naam met 'n goddelike autoriteit. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, gee julle aan die Here oor, gee julle aan Jesus oor, weerstaan die duiwel in die naam van Jesus Christus, en hy sal van julle wegvlug. So sê vir die Satan, oop o, Satan, in die naam van Jesus Christus, gaan van my weg. Gaan van my weg in die naam van Jesus Christus. Laat my met rus in die naam van Jesus Christus. Trek die volle wapenrusting van God aan en verslaan die Satan in Jesus se naam en met die gesag van sy naam wat ons ontvang. Ons ontvang gesag en autoriteit in die naam van Jesus Christus. Maar laastens sien ons die naam, dis die naam waardeur ons gebedsverhoring ontvang. Ons ervaar baie keer nie gebedsverhoring nie. Nou daar's vir my 'n paar dinge wat in lyn moet wees. Ons moet heilig wees. Ons moet regtig waar die Here in geloof vertrou en ons moet in die naam van Jesus Christus bid. En luister na Jesus se beloftes aan sy volgelinge. Matteus 7 vers 7 tot 11 het Jesus gesê, hy het ons geleer, hy sê bid in wie se naam? In my naam. Bid in Jesus se naam en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, in die naam van Jesus bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Jesus het sy disippels geleer om in sy naam te bid, en alles in sy naam te doen. Vers 9 sê, of watter mens is daar onder julle, wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel te meer sal die Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Ons nader tot die troon van ons Vader in die naam van Jesus Christus, en hy gee vir ons, want hy is 'n goeie Vader, wanneer ons in die naam van Jesus bid. En die laaste skrif wat ek vir u wil lees, is waar Jesus self gesê het in Johannes 14, vers 13 en 14, hy sê, en wat julle ook al in my naam vra, of mag vra, dit sal ek doen. Wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Vers 14 sê, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Jesus hy beloof, en ons moet hom op sy beloftes vat, maar dan moet ons ook binne sy wil bid. En dit is baie belangrik dat ons binne die wil van God sal bid. Vriende, as ons nie vanmôre werklik besef het dat die naam van Jesus Christus die naam bo alle name is, en dat dit die naam is met bonatuurlike en goddelike gesag en krag nie, dan sal ons dit nooit weet nie, en ons sal dit nooit verstaan nie. Daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre moet besef, daar is geen naam soos die naam van Jesus nie. Dis die naam bo alle name, dis die naam waarin ons moet bid, dis die enigste naam waardeur ons tot die troon van God die Vader kan nader, waardeur ons duiwels kan uitdryf, siekes kan gesond maak. Dis die enigste naam waarin ons gebedsverhoring ontvang. Dis die enigste naam waardeur iemand wat 'n sondaar is, gered kan word en met na Jesus toe kom. By Jesus kom nie, hulle sê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, red my. Vriende, ons moet dit nie net glo nie, ons moet dit beoefen. Gebruik die naam van Jesus Christus met vrymoedigheid, want dit is die naam bo alle name, dit is 'n naam met goddelike gesag en mag en krag. Ek hoop het iets kosbaar geleer vanmôre. Mag die Here u altyd hieraan herinner. Baie seën vir die dag, baie seën vir die week. Kom ons bid saam. Here, u woord is en bly kosbaar. Die naam van Jesus is en bly vir ons kosbaar en spesiaal, die mooiste naam, die naam bo alle name, die naam met goddelike gesag
en goddelike autoriteit. Help ons om Jesus se naam reg te gebruik. Maar dan moet ons Jesus ken. Ons moet hom persoonlik ken. Help ons dat ons werklik met U sal wandel. Bid dit in Jesus se naam. Amen. My vriende, baie geseënde tyd vir U. Totsiens.